is niks lekker nie. Net hierna, Herman Pretorius. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Dinsdag 13 Januarie 7:43 en hier is hy, die goat van alle ontleeders. Kom ons kry maar net daai hoek 'n bietjie reg. Hierso dat ek nou op my foontjie daarom hier mooi lyk in die nuwe jaar. Môre Herman. Goeiemôre Isak, goeiemôre aan al die podders. Dit is baie lekker om by julle aan te sluit. Yes, jy kan dit nou nie sien nie, maar daai boek wat daar agter jou is, die lê net daarso. In my rak. Dit is besonder gaaf van jou, soos my een vriendin baie lojaal gesê het. Sy kan nie wag om my boek te koop nie. Let wel, nie te lees nie. Sy kan nie wag om hom te koop nie. En ek dink dis die tipe realiteit wat 'n mens moet aanvaar. Want daar's 'n ondersteuning daarso, maar daarso is nie 'n onderneming om meer te doen as die nodige nie. Herman, lekker om vir jou weer te sien en ek hoop jy het 'n pragtige jaar wat vir jou voorlê. Dis 'n verkiesingsjaar. So jy gaan waarskynlik baie besiger as die gemiddelde mens wees. Waarskynlik, hopelik. Dit is nie net sommer enige verkiesing nie, dit is regtig ek gaan nie die fout maak om te sê dis die belangrikste verkiesing ooit nie, want elke verkiesing is altyd die belangrikste een ooit. Maar dis definitief, ek dink, die interessantste verkiesing sedert 1994, want die scenario's en die landskappe wat moontlik gemaak is deur die 2024 uitslae en deur die politiek sedertdien is werklik iets indrukwekkend dat daar is 'n groot kans of 'n goeie kans dat die ANC nie meer die grootste party in terme van nasionale proporsionele steun gaan wees nie, en ons gaan kyk of dit uitspeel of nie. Nou, gesels ek gister met professor Andrei Dievenage en hy sê toe nou min of meer ook iets op daai fondasie wat nou ook daarop uit is om te sê, maar dit is waarskynlik die jaar waarin die DA 'n paar gate kan slaan in die Suid-Afrikaanse politieke toneel, maar nou het hierdie beeld van die DA as moontlike redder en skoon regeerders weer so 'n bietjie van 'n knou gekry die laaste tyd met die moddergooiery tussen John Steenhuisen, die voormalige minister van omgewingsake Dion George, en die party wat gister 'n verklaring uitgereik het oor 'n voorlopige ondersoek na John se gebruik van 'n kredietkaart. So dit plaas die party nou so bietjie op 'n spot in 'n jaar wat hy eintlik veronderstel is om vlerke te kry. En nou wil 'n mens vra, wat nou? Is daar 'n krisis in die party, hierdie konflik? Kan die party dit bekostig? En hoe kan dit hulle raak in 2026? Dit is 'n baie goeie vraag. Die eerste ding wat ek sou sê is dat daar is definitief forste binne die DA en rondom die DA wat ontslae wil raak van meneer Steenhuisen. Ek is bewus van pogings om hom te oortuig om uit te tree uit die leierskapsresies wat in April plaasvind, met die verstandhouding dat hy minister sal bly, maar dat hy nie partyleier sal wees nie, en dat daar, jy weet, na hom omgesien sal word in terme van wat hy dalk mag verloor as partyleier en so. So ek weet daarso is in die skenkers en die donateurs ekosisteem is daar 'n frustrasie met meneer Steenhuisen. Ek dink nie dis noodwendig algemeen nie, maar daar is genoeg sulke stemme dat daar sedert, ek sou sê, Oktober laas jaar idee momentum genereer onder 'n paar besluitnemers en adviseurs rondom die party. Nou die ander kwessie wat 'n mens natuurlik moet oorweeg is meneer Steenhuisen besig om die party skade te berokken. Dis baie moeilik om te sê ja.
as ons kyk na die data. Die eerste ding wat ons moet besef is dat die DA, anders as die ander 3 van die 4 groot partye, EFF, ANC, MK, is die DA volgens my berekeninge die party wat die minste steun op hulle leier in terme van ondersteuning onder die kiesers. As mens gaan kyk na MK, omtrent tussen 44 en 50% van MK se steun, volgens my berekeninge is suiwer te danke aan meneer Zuma. Volgens, over hierdie is daar 'n berekening van 2 jaar gelede voor die verkiesing toe die veldtog begin het. Soortgelyk is die EFF 27% van hulle steun, met ander woorde 'n kwart tot 30% is afhanklik persoonlik van meneer Malema en soortgelyk vir meneer Ramaphosa in die ANC. Vir die DA is meneer Steenhuisen slegs 10% van die party se totale steun. Nou, ek sou sê dit is 'n gesonde situasie vir 'n party om in te wees, want anders kom jy baie naby aan 'n persoonlikheidskultus eerder as 'n politieke party. So die DA nog altyd is meer afhanklik van sy party-identiteit as sy leier se identiteit. Dan moet ons ook erken dat meneer Steenhuisen sedert sy interim verkiesing as leier in 2019 en sy bevestiging as leier of sy volle verkiesing as leier in 2023, wil dit voorkom asof hy relatief suksesvol was. Hy het met die herverkiesing van sy leierskap in April 2023 gesê hy wil graag 3 dinge regkry met die party. Hy wil die ANC dwing onder 50%. Hy wil die DA gereed kry vir nasionale koalisieregering en hy wil die Moonshot Pact op die been bring. Al 3 daai dinge het gebeur. Nou natuurlik kan mens debatteer oor of dit sy toedoen is dat daai 3 dinge gebeur het. Daar is verskillende stemme wat anders sê, maar dit is bitter skaars dat 'n politikus kan sê met my leierskapstermyn die volgende 3 jaar wil ek hierdie 3 dinge regkry en dan kan mens sien dat daai 3 dinge gebeur het. So meneer Steenhuisen, ten spyte van baie kritiek wat hy ontlok en baie daarvan is geregverdig, het 'n verbasende suksesvolle politieke 3 jaar agter die blad. En ek moet sê, ek sien nie die sin om nou van hom ontslae te raak nie. Die DA dink ek sal gevaarlik te werk gaan as hulle nou van hom probeer ontslae raak. Dit gaan 'n morsige situasie wees. Dit gaan hierdie kwessie tussen hom en Dion George op steroïdes wees. So ek dink dit is 'n sensitiewe saak. Ek het oor die naweek 'n bietjie gesels met mense in Steenhuisen se span. Hulle is baie verlig. En dat gister, dis nou voordat gister se verklaring uitgekom het hulle al 'n idee gehad van wat in die verklaring gaan wees en ek het gisterand met 1 of 2 van hulle gesels. So die Steenhuisen span is baie verlig oor gister se verklaring wat jy op Facebook gedeel het wat ek aanraai mense lees. En ek dink dit is vroeg genoeg in die jaar dat mense nog nie heeltemal ingeskakel is in die politiek nie en ek dink daar's genoeg tyd tussen nou en November vir hierdie gemors om homself op te los. So dis nog nie krisisstasies nie, maar as dit aanhou, kan dit definitief 'n lelike smaakie aan die DA voeg, veral wanneer hy nou juis aan die momentum wil kom vir 'n verkiesing waarna hy die grootste party dalk kan word in die land. Wat vir interessant is, Herman, is die feit dat dit lyk vir my as John gaan staan, wat blyk die geval te wees op die oomblik, as hy nou nie uitgegooi word nie, of gedwing word om te loop nie, dan lyk dit vir my is daar niemand wat bereid is om hom aan te vat nie. Hoekom sou dit wees? Wel, hy 3 jaar gelede het hy die leierskap van die party gewen met 83% van die steun teen Dr. Mpopalatse. Nou, as 83% is 'n sterk meerderheid, dis 'n Putin-tipe meerderheid. So, hy het 'n sterk mandaat om te gedoen het wat hy gedoen het. Die party was nog nooit stabiel vir amper 'n jaar bo 25% nie, en dit is waar ons nou is. Sedert Februarie, Maart laas jaar
tot vandag toe, het die party nog nie onder 25% gedaal nie. Met ander woorde, mense kan aanvaar, hulle het 'n nuwe vloer geskep, waar 25% in die verlede die ambisie sou gewees het, die hoë drempel van die DA se steen, is dit nou die laer drempel, dis nou hulle vloer. Hulle is binne persentasiepunte van die ANC op nasionale vlak. Die opset van die plaaslike verkiesings en die uitdraai en die opkoms van kiesers in 'n plaaslike verkiesing is gunstig teenoor die DA, so hulle het 'n goeie kans om die ANC verby te steek. Dit is alles redes om te dink dat daar nie nou van kaptein verander moet word nie, en dat die kaptein tans aan die stuur in 'n formidable posisie is, dat hy sy party gekry het om 'n 30% party te word. So dis die eerste punt, is dat dinge gaan nie rampspoedig fout vir die DA nie. Intussen verkiesings, Dawie Boonsaaier het wonderlike analise gepubliseer 2 keer laas jaar, waar hy gesê het dat nagenoeg 60% van tussenverkiesings het die DA hulle steun versterk teenoor die ANC wat in 60% van tussenverkiesings hulle steun verswak het. Dan sit jy nog die meningspeilings by wat 'n noue resies tussen die ANC en die DA daarstel. En dan kan mens besef dat meneer Steenhuisen se party is op 'n, soos die Engelsman sê, op 'n goeie wicket. Nou, meneer Steenhuisen se grootste kompetisie waarskynlik sal iemand soos Jordan Lewis wees, maar Jordan Lewis is baie na aan meneer Steenhuisen. En het al gesê dat as Steenhuisen staan, gaan hy hom nie uitdaag nie. Dan het jy ander mense wat dalk vir Steenhuisen mag uitdaag, iemand soos Silje Brink of Solly Msimanga, maar Silje Brink het sy bord vol op hierdie stadium met die Tshwane burgemeesters veldtog wat hy moet lei, en waar die partye baie goeie kans staan om 'n regering of op hulle eie of met die Vryheidsfront Plus te vorm. So dit sal 'n baie vreemde besluit wees vir Brink om sy fokus te verskuif na die nasionale leierskap op hierdie kritieke punt wanneer die veldtog eintlik regtig in volle swang begin. Dan het jy mense soos Siviwe Kwagube, minister van onderwys, ook iemand wat as 'n toekomstige leier gesien word, maar weer eens 'n bondgenoot van meneer Steenhuisen, onwaarskynlik om hom uit te daag. Solly Msimanga, die Gautengse DA-leier, kan dalk vir Steenhuisen uitdaag en kan hom dalk 'n kommerwekkende resies gee, maar ek dink Steenhuisen is nog steeds in 'n sterk posisie. Al wat hy hoef te sê aan die afgevaardigdes van die DA is, ons is nou 'n 30% party, toe ek leier geword het, was ons 'n 16% party. Ons is 'n party van nasionale regering, plaaslike regering en provinsiale regering. Dit is beter as wat dit was toe ek leier geword het. En as hy sy reaksie op Dion George kan wees, kyk, hierdie is 'n verneynige man wat ongelukkig is dat hy sy ministerskap verloor het. En ons moenie die fout maak nie, hierdie is nou ek wat praat, nie Steenhuisen wat praat nie. George is nie 'n populêre figuur in die DA nie. Hy is dalk 'n populêre figuur onder sekere media kontingente, maar sy tydperk as 'n minister word algemeen gesien as 'n bietjie van 'n mislukking. Hy was nie regtig op die bol soos wat hy moes gewees het nie. Hy het baie kere sal die party praat oor ekonomiese groei en werkskeping en korrupsie, dinge waaroor mense werklik omgee, en dan sal Dion George hier van iewers af inslenter oor die pikkewyne. En dit is nie slegte politiek. Die pikkewyne is dalk 'n baie nuttige saak, maar pikkewyne laas keer wat ek gekyk het, kan nie stem nie. En jy wil seker maak dat jy regeer om steun te wen. So Dion George is nie 'n populêre figuur nie. Iemand bitter min mense in die DA. As hulle moet kies tussen Steenhuisen met 'n goeie trek rekord in terme van leier en meneer Dion George met 'n wankelrige rekord as minister, sal hulle dink, kom ons glo eerder vir George as vir Steenhuisen. Ek onthou 2023 met die April 2023 met die DA se groot kongres. Toe Piet Kroukamp daar van almal wat wil luister loop en vertel hoe 'n slegte leier hy dink John Steenhuisen is. Iets waarmee ek nou nie noodwendig met Piet saamgestem het nie, maar okay, ek sal hom dit toegee. John is nie die tradisionele tipe leier tot dusver gewees nie. Nou met dit gesê, wat maak dan dat John so suksesvol as leier is? Want
soos wat jy sê, he did it. Weet jy, dis baie interessant dat as jy gaan kyk na die 4 leiers wat die DA gehad het, Tony Leon, Helen Zille, Mmusi Maimane en John Steenhuisen tot dusver, kan mens die punt maak dat Steenhuisen dalk die ene is met die minste charisma, met die minste natuurlike charme, met die minste ooglopende, kenmerkende teenwoordigheid op die politieke toneel. Tony Leon was amper Suid-Afrika se Tony Blair. Hy was wat mense kan noem, hy was 'n smooth operator. Hy was 'n professionele politikus in 'n tyd van amateurpolitici. Helen Zille is nog steeds die uistervrou en is formidabel in haar persoonlikheid en Mmusi Maimane was die Obama van Soweto. Meneer Steenhuisen, vir al sy liefde vir politiek, veral John F. Kennedy, is moeilik om presies te sê wat sy sterkpunt is, maar dit is dalk interessant genoeg 'n weerkaatsing op die DA as party, dat met hulle mins charismatiese of moontlik mins charismatiese leier, doen hulle die beste. Wat 'n baie nuttige inverse is van 'n party soos MK wat absoluut leierskap gefokus is. Dit speel in die DA se guns dat hulle kan sê, kyk, ons is nie net 'n party van een persoon of een mags nodes nie. Ons is 'n party van plaaslike, provinsiale en nasionale teenwoordigheid. Maar die tweede ding wat ons ook moet besef is baie foute wat in die DA ingesluip het oor die afgelope 25 jaar van hulle bestaan, was waar leiers moeilike foute gemaak het. Tony Leon het 'n baie moeilike storie geonderhandel met die NNP, om die DA te vorm, en daar was baie kritiek vir hom te gee, maar hy moes 'n leierskapsrol daar neem. Helen Zille moes 'n leierskapsrol neem as burgemeester en die DA se premier in die Wes-Kaap. Mmusi Maimane het baie dit op homself geneem om 'n deurbraak in Gauteng te maak in die Soweto-omgewing met die DA en die DA gereed te kry as 'n party van regering. En hulle almal het hulle self baie hoog in die DA se agenda geplaas, dat hulle rol was nuttig, of was nie net nuttig nie, was noodsaaklik vir die DA se volgende groeifase. Meneer Steenhuisen het dit nie gedoen nie. So dit is moontlik om te sê dat die DA is op sy sterkste wanneer hy 'n bietjie meer federaal is, wanneer die party deur 'n leier toegelaat word om homself te wees en nie onder die leier noodwendig moet staan nie. En dan is daar natuurlik die realiteit dat Steenhuisen het sukses behaal want ek dink hy het 'n paar goeie politieke besluite geneem vir die party. Die belastingkwessie, die BTW kwessie laas jaar het hy die regte besluite geneem. Die onttrekking uit die nasionale dialoog wat ons almal gedink het is 'n bietjie 'n feeble besluit, het op die einde baie goed op die party gereflekteer. So ek dink dis 'n kombinasie van, dis duidelik dat die DA op sy beste is wanneer die leier nie noodwendig domineer nie, minstens vir hierdie groeifase van die DA, en dat meneer Steenhuisen wanneer hy calls moes maak, het hy die regte call gemaak. Wat nou interessant is wat jy vir my sê hiervan is, met ander woorde, is dit dan die rede waarom die huidige woelinge rondom John Steenhuisen dalk nie 'n baie groot impak op die party se prestasie in hierdie jaar behoort te hê nie. Ek dink so. Op hierdie stadium dink ek nie dis 'n krisis vir die party nie, juis as gevolg van dit wat jy nou sê, dat die party is op 'n goeie traject, en ook dat ons stuur nou af op 'n plaaslike verkiesings of 'n veldtog. En meneer Steenhuisen is op geen stembrief in hierdie komende verkiesingssiklus nie. Jordan Eloos gaan wees, Silje Brink gaan wees, Retief Odendaal gaan wees, Helen Zille gaan wees, Hamid Hussein gaan wees. So, die realiteit is dat die DA het sterk burgemeesterskandidaate, moontlik sterker burgemeesterskandidaate as leier. En dit sal in die DA se guns wees as hulle eenvoudig kan fokus op wat nou belangrik is. En wat nou belangrik is om seker te maak dat mense soos Helen Zille,
op die grond kan begin agiteer vir dinge kan beter wees onder 'n DA-regering. En iets wat ek dink die kiesers baie maklik vergeet, is dat ons kyk nou terug op 10 jaar sedert die 2016 verkiesings waar koalisieregerings op plaaslike vlak die algemene geword het. Vir 2016 tot 2021 was die DA dalk aan bewind in 'n paar stede, maar hulle was afhanklik van die EFF. So dit was nie wat mens werklik sou kon sê 'n sinvolle alliansie of koalisie tussen partye soos die DA, die Vryheidsfront Plus en die ACDP, die IFP en so aan nie. Dit was nie 'n betroubare sentristiese of selfs regs van senter koalisie wat kon regeer in Johannesburg, Ekurhuleni of Pretoria of so nie. Dan sien dit 2021 is die DA, die Vryheidsfront Plus, die ACDP afhanklik van Action SA. Wat gewys het dat hulle is ook net so wankelrig. So ons kyk terug op 10 jaar waar die DA baie burgemeesterskappe of belangrike burgemeesterskappe geokkupeer het vir meeste van die tyd, maar nie werklik ooit 'n betroubare meerderheid saam met hulle koalisievennote soos die Vryheidsfront Plus en die ACDP gehad het nie, want hulle was in die eerste termyn afhanklik van die EFF en in die tweede termyn van Action SA. So die DA, as hulle dingetjies reg kan belyn, sal hulle fokus op hulle sterk burgemeesterskandidaate, op die agendas wat daai burgemeesters het, en hulle sal hoop en bid en werk dat hierdie leierskapstruwelinge waarskynlik maar net 'n bietjie kan afdoof en kan wegdoof, want dit is regtig nie nou wat die party nodig het nie. Maar as meneer Steenhuisen oortuig word om nie weer te staan nie, is daar 'n baie groot kans dat Jordan Loos sal staan en amper is dit 'n gegewe dink ek dat hy sou wen. Ja, hy. Wat nie noodwendig is, wat nie glad nie 'n slegte ding sou wees nie. Ek hou van Jordan. Ek hou van hom as 'n burgemeester, ek hou van hom as 'n leier. Maar ek wil gou vir jou 'n ander ding vra. Wat die DA betref, jy het nou gepraat van die gesigte wat belangrik gaan wees. En ons weet nou al, of ons dink nou al teen hierdie tyd, die DA gaan groot gate slaan in sekere gebiede waar daar voorheen daar nie sekerheid was nie. Maar nou is dit ook so dat die party gaan moet staat maak op vennote soos die Vryheidsfront Plus in ander dele. Maar nou lyk dit vir my daar is pockets waar die DA en die Vryheidsfront Plus mekaar net nie in die oog kan kyk. Behoorlik, jy sien nou weer in Pretoria waar die Vryheidsfront Plus die DA aangekla het, en ander plekke waar ons weet daar onderlinge onder onsies is en so aan. Kom ons gesels gou oor die Vryheidsfront Plus en hulle rol vorentoe in hierdie jaar wat ek dink belangrik gaan wees saam met die DA. So iets wat baie interessant is van die Vryheidsfront Plus is dat hy het 'n verbasende federale karakter. Die Vryheidsfront Plus in die Wes-Kaap en die Vryheidsfront Plus in Gauteng is amper twee verskillende Vryheidsfront Plusse. Hulle het dieselfde beleid, hulle het dieselfde belange, hulle het dieselfde waardes, maar hulle taktieke verskil drasties. So in die Wes-Kaap het jy 'n baie vegneigende verhouding tussen die DA en die Vryheidsfront Plus. In Tshwane kan jy praat met mense in die raad en jy sal besef dat Grandi Tennyson en Silje Brink op 'n persoonlike vlak het 'n baie goeie verhouding en dat die Vryheidsfront Plus en die DA in Pretoria regtig goed saamwerk. En dat daar amper hierdie tipe wrywing en onder onsies wat daar is te verwagte. Dis politiek. Hulle is immers nie lede van dieselfde party nie. Hulle verskil oor beleidskwessies. Hulle gaan vanuit daai verskille probeer politieke munt slaan. So ons moenie, ek dink, te veel sien oor daar's onder onsies, dus gaan hulle bots nie. Kyk eerder na hoe was die verhouding oor die langer termyn. Wat is die langer termyn traject van hierdie verhoudings? In die Wes-Kaap is dit 'n bietjie meer kompleks, maar in plekke soos Pretoria dink ek die burgery kan bly wees dat ons het 'n party soos die DA onder Silje Brink en 'n party soos die Vryheidsfront Plus onder Grandi Tennyson
wat volwasse partye is. Ek dink jy kan kyk na die ACDP en jy kan vra oor hulle volwassenheid as 'n politieke party. Ek dink regtig meeste partye in die Pretoria Raadsaal is amateuragtig, maar die Vryheidsfront Plus en die DA dink ek dien die stad op 'n baie goeie manier daar waar hulle die geleentheid kry. Hulle gaan bots, dit is die aard van kompeterende politiek. Maar die groot vraag is natuurlik, wat gaan Dr. Corneille Mulder se leierskap beteken vir die party in hierdie verkiesing? Want dis nou die eerste keer wat Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus, gaan wees in 'n verkiesingsveldtog. En gaan hy met sy Wes-Kaapse inslag wat 'n bietjie meer spanningsgeoriënteerd is met die DA, gaan hy daai tipe leierskap gee aan die Vryheidsfront Plus oor die hele land en sê, moenie die DA 'n maklike veldtog gee nie, gee hulle 'n bietjie opdraande en moeilikheid. So ek weet nie, mens weet dat iemand soos Pieter Groenewald en Pieter Mulder, die vorige Pieters en die vorige Mulder, was meer goedgesind of meer pragmaties gesind teenoor die DA, sou ek sê, vanuit my lees van die situasie, waar Corneille Mulder dalk 'n bietjie minder in terme van die DA hou. Hy het nie 'n wonderlike blik op die DA nie. Nie dat die ander twee wonderlike blikke het nie, maar hulle het waarskynlik meer pragmatiese ingesteldheid gehad. So dis moontlik dat Corneille Mulder se leierskap 'n bietjie meer vyhandige veldtogvoering kan hê tussen die Vryheidsfront Plus en die DA. Maar die moeilike ding vir die VF Plus is hulle groot verkiesingsjaar in die afgelope dekade of so was 2019. En selfs die Vryheidsfront Plus besef dat daai uitslag vir hulle in 2019 was as gevolg van 'n swak DA, nie 'n sterk Vryheidsfront Plus nie. So net soos die ACDP en die ACDP en die Vryheidsfront Plus het hierdie vraagstuk van, kan hulle partye in 'n veldtog wees wat goed doen terselfdertyd as die DA? Want 'n swak DA beteken 'n goeie uitkoms vir die Vryheidsfront Plus en die ACDP oor die algemeen. Nou stuur ons af op 'n verkiesing waar die DA lyk asof hy op die voorvoet is. Nou moet die ACDP en die Vryheidsfront Plus besluit, hoe lyk hulle op die voorvoet terselfdertyd as die DA op die voorvoet? Want andersins gaan hulle vir ewig die vangbakkies wees vir die DA wanneer hy bietjie krummels laat val van sy bord af, of wanneer hy die tenpin bowlingbal rol en hy gaan in daai twee voortjies in. Hierdie partye moet besluit, hoe lyk hulle op hulle eie twee voete, op hulle sterkste, nie net afhanklik van 'n wankelrige DA op enige gegee punt nie. Herman Pretorius, baie dankie. Lekker gesprek gewees. Soms so om die nuwe jaar in te lei. Alles van die beste, ons praat weer met mekaar. Dankie Isak, 'n vreugde en 'n voorreg soos altyd. Goodness. Herman Pretorius wat sy insig met ons deel oor die plaaslike politiek. Ek dink, ek sien hier Anet Steyn, 'n voormalige parlementariër, het hier 'n kommentaar gelewer en gesê, dis 'n baie ingeligte gesprek. Inderdaad, dit is so. Maar ons het ons gewoond geraak aan Herman hier op 'n Nuuspot.